by ons online jeugdiens en ons is so bly jy is saam met ons ingeskakel. Onthou om saam met ons te gesels in die comment section en te like, te subscribe en te share. Share asseblief ons channel sodat almal van jou vriende ook kan join. Dan David gaan nagmaal bedien in sy boodskap. En daarom vra ons dat jy tydens hierdie tyd gou vir jou nagmaal regkry sodat jy saam met ons kan nagmaal hou. Ek is so super excited. Ons begin vanaand 'n nuwe reeks en die nuwe reeks se naam is Vernuwe. So ons het vir jou 'n challenge. En die challenge is die een wat heel eers vir ons kan sê, hoeveel keer die woord vernuwe in hierdie diens gebruik word, wen 'n prys. Van nou af. Vernuwe. Ons gaan nou oorgee vir Melissa om vir ons te open in gebed. Hi julle, welkom vir almal wat vanaand ingeskakel het. Kom ons begin met gebed. Asseblief sluit die oë. Onse Vader, dankie vir die voorreg vanaand om as 'n jeug bymekaar te kom en te kan connect en meer oor U te leer. Ek bid vir elkeen wat hier vanaand is, dat hulle die boodskap sal dra en by hulle sal hou. Ek bid vir elkeen dat hulle sal veilig wees in hierdie tyd van onsekerheid en dat hulle nie sal stres nie. Ek bid ook dat hulle oorvloed sal hê en in U naam gaan en verkondig. Wees saam met hulle en seën hierdie mense wat hierdie online diens moontlik vir ons gemaak het. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Amen, amen en amen. Dankie Melissa, dankie, dit is so kosbaar en so amazing. Ons het julle gevra, kan julle teken en wil julle tekeninge met ons share? So ons het Anike wat vir ons 'n tekening ingestuur het en daai tekening is so amazing dat dit gereveal is in Amerika. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. As jy enige video contents of enige TikToks het wat jy met ons wil deel, dan stuur dit asseblief vir ons want ons wil dit gebruik op Vrydae-aande sodat ons jou kan feature. I want you, yes I want you. Ons gaan nou 'n lekker game speel en ek gaan oorgee aan Wian. So Wian gaan vir ons die game aanbied. As jy die antwoord het, ons weet die antwoorde is dalk te lank. So sê net in die comment section, ek het hom. Dan weet ons, jy het die antwoord. Hallo julle, my naam is Wian en vandag gaan ons die Vind vir David challenge doen. Hoe werk dit? Heel eenvoudig. Ons gaan vir jou 'n prent gee en somewhere in hierdie prent gaan David wees. En die triek is, jy moet hom vind. Kom ons begin.
jy weet waar's Dawid in die laaste prent, dan sê dit vir ons in die comment section, wat was hy besig om te doen. Ons gaan 'n lekker praise en worship, so skop uit jou skoene, staan op jou bed, spring op jou bed, staan langs jou bed, sit in jou sitkamer of staan op. Kom, ons gaan nou lekker dans, praise en worship. Born into the hands of sin, crippled by the shame within, broken heart and restless soul. I was lost out on the open road, beaten on that bloody day. On his back a world of pain, clinging to that cursed tree. Jesus bled and died for me. Jesus bled and died for me. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive in me. 3 days on the stone gives way. Ain't nothing but an empty grave. Gather all the sinners round. Tell them what great love we find. Tell them what great love we find. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive in me. Victory, victory, conquered death, set me free. Victory, victory, Jesus alive in me. Jesus alive in me. La 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 Lead me to the water deep. In the gracious current I'll sink. I will rise into my sin, with Christ in me and I in Him. Christ in me and I in Him. Christ in me and I in Him.
Death is beating, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Let's sing that verse again. Greatest day in history. Death is beating, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Come on. He's alive. What a glorious day, what a glorious way, that you have saved me, and oh, what a glorious way, what a glorious name. Sing it, Jesus, and oh, happy day, happy day. You wash my sin away, oh, happy day, happy. Lift up a shout of praise. I'll never be the same. You have freed me, you have won me, you have saved me. Your blood has covered all my sin, and I'll never be the same. Forever I am changed by your love, by your blood, and oh, what a glorious, and oh, what a glorious day, what a glorious way, that you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious name. Sing it again, oh. And oh, what a glorious day, what a glorious way, that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Lift your voice, Jesus.
my sin away. I'll never be the same. Oh, happy day. Happy day. Give him another shout of praise. Thank you, God. In the crushing, in the pressing, you are making new art. In the shoreline, now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you into your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Making me a vessel, making me an offering, making me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the shoreline, now surrender, you are breaking new ground. Hey. You are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring it out. Jesus, bring it out. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flesh to carry your new fire today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flesh to carry your new fire today. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine
pray it again. Make me a vessel. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me. Whatever it is. Make me a vessel. Make me your vessel. To Jesus, you want me to be. Oh, but all you have given me, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring it out. Oh, Jesus, bring it out. Oh, Jesus, bring it out. 'Cause where there is new wine, there is new power. To carry a new fire today. Where there is new wine, where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. Lay down my old place to carry a new fire today. Where there's new wine, where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry a new fire today. Let's sing Make Me Your Vessel one last time. Just our voices. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Hallo Flying, dit is so lekker om vanaand weer met julle te kan gesels. Wie het ooit gedink dat 2020 sal so uitdraai soos wat dit uitgedraai het? Ons is nou al 5 maande verby in 2020 en 2 van hierdie 5 maande het ons by die huis gebly. En as ons kyk na dit wat om ons aangaan, is dit 'n awesome tyd om hierdie nuwe reeks te begin vernuwe, want ons moet in ons gedagtes vernuwe. Nou in hierdie tyd wat ek en jy by die huis is, het ons baie meer tyd spandeer op ons fone, op social media, waar ook al jouself bevind, by die games of wat. En omdat ons so baie tyd spandeer op ons fone, is ons gedagtes so besig met dit waarmee ons heeldag besig is. So, ek glo dat ek is nie die enigste een nie wat in die aande gaan slaap, en dan wanneer jy gaan slaap, dan sê jy nou vir jouself, vanaand gaan ek lekker slaap. Ek is nou moeg. En dan gaan lê jy so, en as jou kop so die kussing raak, dan begin jou kop te sing. When people saw, they put
saliva with the paper, and then they share that zone. It means they are also share. If when people zone, they put saliva with the paper, and then they share that zone. It means they are also share. If Nou sit daai lied in jou kop ook vas. So dit is tyd dat ons moet ontslaa raak van hierdie goeders. Ons moet ontslaa raak van al hierdie dinge wat ons sien. So dit is ook baie belangrik is dat ek en jy moet vernuwe. Ons moet ons gedagtes bietjie verander. Kom daar waar jy is, kom ons bid saam. Dankie Here dat ons hierdie woord vandag kan share. Dankie dat U ons bymekaar geroep het. Ek bid dat U die woord sal seën in elkeen se lewe, dat dit 'n impak sal maak in hulle lewe en dat ons 'n behoefte en 'n begeerte sal hê om te vernuwe in hierdie tyd. 'n Behoefte sal hê dat ons gedagtes sal verander. Seën die woord in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Amen. Ons gaan vir die volgende paar weke met julle gesels oor vernuwe. Nou daar's klomp topics onder vernuwe wat ons gaan gesels en vanaand is net soos 'n inleiding om bietjie vir julle te vertel hoekom moet ons vernuwe? Want hoekom, wat is hierdie vernuwe ding nou? Hoekom moet ek verander? Hoekom moet my gedagtes vernuwe? Hoekom nou vernuwe? En ek wil vir julle lees uit Romeine 12 uit vanaf vers 2. En Paulus skryf hierso aan die Romeine en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, van julle gedagtes, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Vernuwing is so belangrik, want Paulus sê dat ons moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, ons moenie dink soos wat die wêreld dink en doen soos wat die wêreld doen nie, maar ons gedagtes moet verander. Ons moet bietjie anders te dink, ons moet bietjie vernuwe word. Nou daar's 'n transformasie wat moet plaasvind. Nou Rick Warren sê hierdie awesome ding, hy sê transformasie is meer as net inligting wat jy in jou kop kry, maar dit is om te leef dit wat God binne in jou werk. Nou God is besig om iets binne in jou te werk. En wanneer ek en jy dit wat God binne in ons werk leef, dan is daar transformasie wat plaasvind. Dis nie net altyd die info nie, want die wêreld het info. Die wêreld het al die info. As jy enigiets soek, kan jy dit Google. Jy gaan dit kry. Die info is daar buite. Dis nie die inligting in jou kop wat jou gaan help om te transformeer, om te vernuwe nie. Nou hoekom moet ek en jy vernuwe? Ons lees daarso in 1 Petrus 1 vanaf vers 14. Sê hy dat soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Nou wat sê hierdie vers? Hierdie vers sê basies dat toe ons kinders was, is ons iets geleer. En dit wat ons geleer het, omdat ons gehoorsaam was, het ons gevat en ons het dit geleef en ons is gewoond daaraan. En vandag lewe ons soos wat ons geleer het. Nou dit is vir my en jou so maklik om as Christene te stagneer. Met ander woorde, dat ons leer iets, ons het iets geleer toe ons op sonnaarskool was, op laerskool of nou in hoërskool, terwyl ons daar het ons geleer van Jesus en dit is dit. En dit is wat ons leer. En ons bly daar. Maar ons leer nooit verder nie. Ons het nooit die begeerte om Jesus self te ontmoet. So dit wat ek weet van Jesus is dit wat ek geleer het toe ek baie klein was. Of dit wat my ouers my geleer het en dit is wat ek glo en dit is wat ek leef. Maar Petrus skryf en hy sê dat ons moenie ons lewe inrig soos gehoorsame kinders wat net hoor en sê, okay, dankie, ek het gehoor van Jesus en dit is wat ek van Jesus glo nie. Nee, daar's iets groter en iets beter. Ek en jy moet lewe met 'n behoefte en 'n begeerte om meer en meer van Jesus te leer, om meer van God te leer. En dit is wat ons gaan doen in die volgende paar weke. Ons gaan jou help en ons gaan hierdie journey saamstap om meer te leer, om nader aan God te kom, om meer gesond te lewe. Volgende week gesels ons oor om geestelik
gesond te wees. En kan jy onthou toe jy 'n kind was, toe het jy pap geëet, en as jy jou cornflakes of jou all-bran flakes, jou Rice Krispies, of ons het dit sommer apiepap, Cocoa Pops, apiepap of tierpap of die reënboog kleurvolle pap, Fruit Loops, as jy dit eet, dan maak jy jou melk warm of eet jy dit met koue melk. Nou van ons het groot geword met warm melk en van ons het groot geword met koue melk. En as jy so groot geword het, is dit hoe jy jou lewe lank jou pap eet. Want dit is hoe jy gewoond is daaraan. Dis iets wat jy geleer het. Daar's niks fout met warm melk of koue melk nie, maar dit is hoe jy dit doen, want dit is hoe jy geleer is. En so is daar baie dinge in die lewe wat ek en jy doen en wat ek en jy leer van kleins af, en dit is maar net hoe dit is, want dit is ook groot geword het. Maar die Bybel sê, daar's 'n tyd wat kom, dat ek en jy ons gedagtes bietjie moet verander, bietjie vernuwe, sodat ons kan groei, sodat ons kan sterker word. Nou, ons lees daarso in Efesiërs 4, om net hierso kry, Efesiërs 4 vanaf vers 18, sê hy, mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde, wat in hulle, vanweë die verharding van hulle hart. Wat sê hy hierso? Hy sê dat daar is mense wat verduisterd is in hulle verstand, wat donker is in hulle verstand, wat nie verstaan nie. Hy sê hulle is onkundig, hulle verstaan nie mooi nie, en wie se skuld is dit? Dis hulle eie skuld. Hoekom? Want hulle het hulle harte verhard. Hulle is nie bereid om enigsins iets beter te leer ken nie. En dit is wat baie keer gebeur met godsdiens. Want ons word groot in 'n sekere manier, op 'n sekere vlak, en ons word sekere goeders geleer, en dit is hoe dit is, maar ons doen nooit die ekstra om meer te leer nie, om meer te weet nie. En daarom sê hy, is ons onkundig teenoor God. Ons lewe net met 'n sonndagskool mentaliteit. Dit wat ons geleer het op sonndagskool van God, is dit wat ek weet. Nog nooit het ek probeer enigstens verder leer van God nie. En ons skryf vir Paulus. Nou Paulus se naam was Saulus gewees. Saulus het vir God gewerk. Hy het vir God gewerk, maar verkeerdelik vir God gewerk. Hy het nie geglo in Jesus nie. So hy het almal wat in Jesus glo het, hy vervolg, en hy het opdrag gegee dat hulle moet doodgemaak word. En hy het gevoel en gedink, hy doen die regte ding, want sy gedagtes was op 'n sekere manier in 'n sekere rigting gewees. Dis wie hy was. Hy het gewerk vir God. Hy het net verkeerd gedoen. Maar daar was 'n dag op pad Damaskus toe, wat hy Jesus ontmoet, en 'n lig skyn op hom en hy word blind. En Jesus sê vir hom, ek is die een vir wie jy vervolg. En hy ontmoet die ware Jesus, hy ontmoet die ware God. En sy gedagtes verander. En hy heeltemal 'n nuwe verandering in sy gedagtes. En hy besef wie is die Here regtig. En Saulus word Paulus, en hy skryf meer as die helfte van die Nuwe Testament. Hoe awesome is dit? Net wanneer jy jou gedagtes bietjie verander. Net wanneer jy bietjie anders te dink. Wanneer jy vergeet dit wat jy alles geleer, hou dit wat jy alles geleer het, maar nie net daaraan vashou nie, maar net bietjie verander in jou gedagtes en sê, Here, ek wil U bietjie meer beter leer ken as dit wat ek geleer het. Wanneer iemand vir my sê dat die Bybel sê, dan wil ek die Bybel vat en ek wil gaan lees wat die Bybel sê. Ek wil nie net wanneer mense vir my die Bybel quote dit glo nie, maar ek wil actually dit gaan lees wanneer mense die Bybel quote. Want weet jy hoe baie keer quote ons die Bybel, maar ons het dit nog nooit gelees nie. Hoeveel keer het ons al ietsie gesê uit die Bybel uit en sê, maar die Bybel sê dat dit en dit, maar jy het nog nooit gelees nie. Maar jy het net gehoor by iemand anderste. Jou gedagtes moet verander. Dis tyd dat ek en jy hierdie Bybel vat, hierdie woord, en ons leef dit. Gaan soek dit op, leer dit ken, wat ook al daar binne kan staan. Nou, ons lees in Psalm 46 vers 11, sê hy dat, wees stil en weet, ek is God.
Wees stil. Nou die 33 vertaling sê, laat staan en weet ek is God. Alles wat jy weet, alles wat jy is, laat staan dit, los dit en weet ek is God. God wil iets in jou openbaar. Hy wil God wees vir jou soos wat dit perfek is vir jou. Laat staan al die dinge. Raak stil. Wees stil. Nou, ons het 'n ou met die naam Mike Moore. Nou, hy het ietsie gesê. Hy sê that we are human beings and not human doings. Weet jy wat, dis wat ek en jy baie keer doen. Ons is human doings. Ek en jy gaan baie keer, ons doen net. So, ons doen net die lewe. Ek doen maar net skool. Ek gaan maar net aan in die lewe, want dit is wat die lewe maar is. Ek doen maar net die lewe. Maar dis nie wie ek en jy veronderstel is om te wees nie. Ons is nie geroep om net te doen nie. Ons is geroep om te wees. We are human beings. Being. Ek en jy moet wees. Kom ons wees. En weet jy wat ons eerste wees? Ek en jy moet die kerk wees. En in die tyd waarin ons onsself nou bevind, is die beste tyd. Weet jy hoekom? Want nou kan ek en jy die kerk wees. Want nou besef ons dat kerk is nie net 'n gebou op 'n Sondag wanneer ons bymekaar kom of op 'n Vrydag by die jeug nie, maar kerk is elke dag. Ek en jy is kerk. Wees kerk en wees mens. Wees jouself. Weet jy wat, dat God het jou geroep, perfek, net soos wat jy is. Moet nooit probeer iemand anders te wees nie. Moet nooit probeer iemand anders te wees nie. Kyk, sien 'n voorbeeld. Hê 'n idol. Ons wil almal sê altyd, Jesus is ons perfekte voorbeeld wat ons wil volg. Maar wie is daar anderste dan wie ook al jy kan kyk en sê, wow, ek sien daai persoon, ek wil in daardie persoon se voetstappe volg, maar ek is nie daardie persoon nie. Ek is myself. Wees mens. Wees jouself. En wees familie. Ek en jy is familie. En almal wat vandag saam kyk, ons is 'n groot familie. Ons is boeties en sissies wat saam kan staan. Saam in liefde mekaar kan dra. Saam in liefde, saam met mekaar kan bid. Kom ons wees familie. So ek wil jou vra, wees jouself. Wees mens. Moenie net die lewe doen nie. Moenie net aangaan en net sê, oh wel, ek is maar nou hier, nou sal ek maar net die lewe doen. Nee, jy is geroep vir soveel meer, vir soveel groter. Dis hoekom Jesus vir ons gesterf het, sodat ek en jy kan vry wees. Ek en jy is vry om te wees tot eer van die Here. Word vernuwe in jou gedagtes. Word vernuwe in jou hart, sodat ons nie onkundig moet lewe teenoor God nie, maar dat ons God ten volle kan leer. Ek wil vra dat waar jy is, en jy wil vandag daardie besluit neem om te sê, Here, ek wil vernuwe word in my gedagtes. Wil ek vra dat jy jou oë sal sluit en dan bid ons saam. Dankie Here vir u woord. Dankie dat u ons lewend maak en dat u ons help om te vernuwe. U ken elke persoon wat vandag kyk, sy gedagtes en sy hart. En u ken elkeen se behoeftes en ons mense wat vandag sê, Here, hier is ek. Help my om te vernuwe in my gedagtes. Help my om te verander op die manier waarin ek dink, hoe ek dink teenoor u en teenoor godsdiens, teenoor Christendom. Help my om te verander want ek wil meer van u leer. Ek wil meer van u in my lewe hê. Here, dankie dat u nou elke persoon wat kyk, Here, dat u hulle aanraak in hulle huise waar hulle is, dat u hulle aanraak in hulle gedagtes en in hulle harte, dat hulle die Heilige Gees sal ervaar. Dankie dat ons sal gelei word deur die Heilige Gees, dat ons sal verander en vernuwe sal word in ons binneste. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen. Hier is 'n awesome journey wat vir ons wag vorentoe. So ek wil jou aanmoedig om saam met ons hierdie journey te stap. Skryf jou pen en papier vir die volgende paar Vrydae en ons gaan aantekeninge maak en ons gaan op 'n awesome tyd stap.
Ons gaan nou nagmaal bedien. En ek en jy kan nie ons gedagtes verander as daar nie 'n prys was wat betaal was nie. En Jesus het daardie prys vir my en vir jou betaal, deur aan die kruis te sterf. En deur sy bloed het daar vir ons vryheid gekom. So daar waar jy is, kan jy jou nagmaal neem. Die Bybel leer ons dat in die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het gebreek en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Daar waar jy is, kan jy die brood neem en sê, dankie Here vir u liggaam wat vir ons gebreek was. En net so na die brood het hy die wyn gevat en hy het geskink en gesê, neem drink, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle uitgestort is. Dankie Jesus vir u bloed wat vir ons uitgestort is. Ons dank die Here dat ons nog nagmaal kan saam gebruik tot gedagtenis van Jesus Christus vir dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie dat jy saam geluister het na hierdie woord. Onthou om dit te share en te like as jy nog nie gelike het nie, like hierdie video. En ek gaan nou oorgee weer terug na Alicia toe. Sien julle weer volgende week wanneer ons aangaan met hierdie journey om te gesels oor hoe kan ek geestelik gesond word. Hê 'n awesome aand verder. Baie dankie David, dit was kosbare woord en ons is so dankbaar daarvoor. Ek is so excited om saam met julle hierdie journey te stap. Ek weet ons harte gaan vernuwe word. Ons het julle gevra vir 'n paar video's, so kom ons gaan kyk na ons craziness lockdown video's. Well, I guess it would be nice if I could shake your hand, but I know everybody's in quarantine. Oh, but I gotta think twice to keep my distance from you before you sneeze on me and give me COVID-19. But I need some time off from that emotion. Time to pick my mask off of the floor. Oh, when lockdown comes down with no restriction, it takes a strong man, baby, to walk through the door. Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Wow, Liwan, is je okay? Is je okay? 1 hour later. And then start twinkle, twinkle, little star. Now everybody let me hear you say right. Go spend all your money 'cause the day pay day. And if you a G. My name is a nigga, you can call me Nicky. Get on the floor. With it, group drop. Ons zit om. Oké, op je bed. Oké. Oeh, zuurstof. Azijn. Dang it. Oeps. Oké, zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, dang it. He doesn't want to budge. Oh, dang. 1, 2, 3. Daai video's was soos in totally crazy. Maar well done aan van julle. Let wel die besie, ek hoop hy's okay. En dalk het hy ontsteking nodig. So, vroeër vanaand het ons julle gevra, wat was die prentjie wat ons laaste gesien het? Wat was David besig om te doen? En die antwoord is, hy was besig om gitaar te speel.
Ons gaan nou oorgee aan Leanne, sodat sy vir ons kan afsluit. En onthou, aan die einde gaan David vir ons 'n sang speel en ons spreek dit oor jou lewe. Ons mis julle baie en bye-bye, mag julle lekker aand hê. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye, bye-bye. Hi Flame. Ek wil sê baie dankie dat julle saam ons gejoin het hierso en as jy vergeet het, thumbs up en subscribe daar onder en sê vir almal om volgende keer saam te join ons. Maar nou is oor toemaak en saam bid. Papa Vader, dankie vir 'n ongelooflike aand om U naam steeds hoog te hou. Ons bid vir al die siektes van ons glo in U naam dat U almal kan genees. En nou asseblief U hand oor elke persoon. Vader, vergeef ons sondes, net soos ander vergewe. Ons bid vir ons land. Laat U almal van hulle leiding en wysheid gee. Ons sê dankie vir alles. Ons bid in U groot en heilige naam. Amen. Dankie Flame, sien volgende keer. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. Goeienaand, baie welkom. 'n Flame tieners by ons Flame. Nee. Scratch it. Ek gaan dit nou regkry. David, gaan loop 'n draai asseblief.